hoop het gaan goed met elkeen en baie dankie dat julle ingeskakel het vandag en as jy hou van die video, like dit, subscribe, stuur dit vir iemand wat dit moet hoor. En ons gaan 'n bietjie vandag stil staan en gesels oor verwerping. En my tema eintlik is hier dat God gebruik die verwerptes. Met ander woorde, God gebruik hulle wat uitgestoot is, wat alleen gelos is, wat nie aanvaar word nie, en hy gebruik hulle juis baie keer vir sy roeping en vir sy doel. En ons gaan 'n bietjie stil staan by dit vandag, nie net oor verwerping nie, maar hoe hanteer ons verwerping en hoe hou ons aan om vorentoe te beweeg? Hoe hou ons aan soos Jesus, en ons gaan kyk na hom vandag as voorbeeld, ook om nog steeds lief te hê, om nog steeds te doen waarvoor God ons geroep het, ten spyte die verwerping. Nou, ek wil eers 'n bietjie agtergrond gee oor verwerping. Nou, ons kry verskillende soorte verwerping. Nou, nommer 1 het ek hier gesê, persoonlike verwerping. Dis wanneer jou familie, of jou vriende, of jou, die wat naby is aan jou uitstoot, jou verwerp, dis persoonlike verwerping. So dis eintlik hulle wat baie naby aan jou is, wanneer hulle jou nie aanvaar nie, dan noem ons dit persoonlike verwerping. Nou nommer 2 kry ons sosiale verwerping. Dis wanneer jy in 'n gemeenskap, in 'n dorp uitgestoot word, uitgelaat word, verwerp word, so dit is dan in 'n groter groep, is dan die sosiale verwerping, en dan kry ons professionele verwerping. Dis wanneer jy by die werk, wat ook al dit mag wees, dit kan 'n taak wees, 'n projek wees, waar hulle konstant jou afkeer, waar jy verwerping beleef, deur dit wat jy dalk voorstel, ensovoorts. So dit noem ons professionele verwerping, is by die werk. En dan laastens het ek gesê, geestelike verwerping is baie keer waar ons dit beleef in 'n kerk scenario, of onder Christene, kinders van die Here, of waar ons baie keer sal voel, God verwerp ons. En hierdie is 'n leuen van die vyand. Ek wil dit kom sê, God verwerp ons nie. Kom ons gaan oor na die definisie toe van wat is verwerping. Alhoewel, ek dink ons almal weet wat dit beteken, en ons weet hoe dit ons laat maak voel, maar kom ons praat net gou oor die definisie van verwerping. Ek het hier gesê, dis wanneer iemand of iets jou afgewys het, jou nie aanvaar het nie, jou nie goedgekeur het nie, en jou uitsluit. Dis wanneer ons verwerping beleef. En dan die gevoelens wat saam met dit baie keer gepaard gaan, is natuurlik, ons voel waardeloos, ons voel minderwaardig, daai pyn maak dat ons soos niks werd voel nie, en so is verwerping nie lekker nie. Dit is seer, en baie keer voel dit dat ons regtig nie iets beteken, of dit nou is vir God, of die samelewing, of vir ander nie, en dit kan ons in 'n plek los, waar ons totaal en al uitgesluit en uitgestoot voel. Nou, ek wil kom sê dat, kyk, verwerping is nie lekker nie, en dit het sy emosies. Die emosie van verwerping kan nie jou roeping en jou rigting bepaal nie. Ek wil dit kom sê, God het ons geskape met emosie, en dis 100%. Ek en jy kan huil, ons kan treur, ons kan pyn voel, ons kan hartseer wees, ensovoorts, maar ons kan nie laat emosie ons roeping of ons rigting bepaal nie. En dis belangrik, en dis waar ek vandag by wil uitkom, is dat ten spyte van die verwerping, ten spyte van die emosie wat ons beleef wanneer ons verwerp word, moet ons nog steeds vorentoe beweeg. Nou ek het hier gesê, gaan ons reageer op hierdie verwerping deur die emosie toe te laat om ons rigting of ons roeping te bepaal, of gaan ons toelaat dat God se roeping vir ons lewe tot vervulling kom? En dis die keuse wat ek en jy gaan maak. En ek gaan vandag wys dat dit is absoluut 'n keuse. Ons kan nie sê, ja Andrew, ek is op 'n plek waar ek is in my lewe, of ek het hier opgeëindig as gevolg van mense wat my verwerp het nie, as gevolg van die samelewing wat my uitgestoot het nie. Nee, ons word verwerp, ja, ons word soms uitgestoot, ons word een kant toegestoot, maar dit moenie ons rigting of ons roeping wat God op ons lewe geplaas het, eintlik beïnvloed nie. En dis waarby ek gaan stil staan vandag. Nou, voorbeelde van mense wat verwerping wel beleef het, en daar is 'n hele paar uit die woord van God, maar ek gaan net by 'n paar stil staan. Nou, eerstens, Josef
Moses, Dawid, Jeremia, Hanna, Rut, Elia, Esther, Petrus, Paulus en dan ook Jesus het verwerping beleef. Ek wil dit kom sê. Maar ons gaan nou kyk na hulle lewe en dat alhoewel hulle almal verwerping beleef het, het hulle as oorwinnaars uitgestap. Het hulle aangehou met God se roeping, met God se doelwit in hulle lewe en het hulle toegelaat dat God se roeping in hulle lewe feesvier. Ten spyte mense wat hulle uitgestoot het, samelewings wat hulle verwerp het ensovoorts. So, kom ons gaan en ons staan stil eerstens by Josef. Nou, julle kan Genesis 37 gaan lees, maar wanneer ons kyk na Josef, dan sien ons dat Josef beleef absoluut eerstens persoonlike verwerping, maar later ook sosiale verwerping, professionele verwerping, en ek dink, hy dalk op baie gevoel selfs, Jesus God, luister u, hoor u my gebed, maar hy het nog steeds aangehou. Nou, kom ons kyk na hom. Eerstens sien ons dat sy broers hom verwerp het. Hulle gooi hom in 'n put. Hy word as 'n slaaf verkoop. Later doen hy goed en dan kom Potifar se vrou en sy kill hom en sy versprei leuns oor hom en dan word hy in die tronk gegooi. Daai, soos ek nou gesê het, sosiale verwerping vind dan ook plaas en hy word in die samelewing verwerp vir iets wat hy nie gedoen het nie. Dis al sy leuen en hy word in die tronk gegooi. Nou interessant, Josef stap as oorwinnaar uit, want later dan sien ons dat die einste broers voor hom verskyn en hy vergewe hulle, hy spreek hulle vry, inteendeel, hy maak seker dat hulle word na gekyk in daai hongersnood tydperk van hulle lewe. En so wil ek ook kom sê dat dis belangrik dat ek en jy gaan toelaat dat in die verwerping tydperke dat God ons karakter beïnvloed, dat God ons karakter ontwikkel, want die probleem is, wanneer ons dit nie toelaat nie, en ons kom in die plek waar God ons in ons roeping insit, en ons het nie gedeel, ons het nie met daai verwerping gewerk nie, ons het dit nie voor die Here se voete neergesit nie, gaan ons, wanneer ons in daai posisie is, waar ons dalk nou 'n groter posisie het, of soos Josef in 'n plek is, waar hy oor ander geheers het, dan sien ons dat hy kom nie en hy haat sy broers en vervloek sy broers en straf sy broers nie. Nee, ons sien 'n vergewensgesindheid in Josef. En ek wil kom sê dat as hy sy eie broers nou daar verwerp het, wat sou dit God se koninkryk en God se wil gebaat het? Want dis waarvoor God hom geroep het, om eintlik later vir daai broers te wys. Dit is my genade. Dis wat ek kan doen deur iemand wat deur al die hel is, deur al die verwerping is, maar nog steeds liefde bewys, nog steeds goed doen. Dit is wat God kan doen. Nou in Genesis 50 vers 20 lees ons, julle wou my kwaad aandoen, dis wat Josef vir sy broer sê, maar God wou daarmee goed doen. En ek het hier gesê, dat God laat hierdie verwerping soms toe, want hy is besig om karakter te vorm in jou, en hy wil kyk of jy gaan vashou aan sy beloftes en sy woord en die visie en die roeping wat op jou lewe geplaas het, of gaan jy onder die opinie van mense ingaan? Gaan jy dit wat mense oor jou sê glo en gaan jy dan in daardie verkeerde rigting in beweeg? En so is dit belangrik dat ons sien dat Josef eerstens vir ons 'n groot voorbeeld is van iemand wat vashou aan dit wat God vir hom gesê het en op die einde as oorwinnaar uitstap. Nou verder het ek ook gesê, Moses se eie mense vra hom, wie het jou aangestel as baas of regter of as leier? Wanneer ons kyk na Moses, dan sien ons ook daar dat hy sien dat 'n Egiptenaar 'n Hebreër slaan, en dan sien ons dat hy raak kwaad en hy slaan die Egiptenaar dood. Dan begrawe hy hom en die volgende dag dan is daar 2 Hebreëse ouens wat fight en hulle beklei onder mekaar en Moses kom en hy sê, hey luister, hou op so beklei, moenie so onder mekaar rusie veroorsaak nie. En hy probeer eintlik goed doen. En dan sien ons die verwerping, waar hulle hom kyk en sê, maar wie het jou aangestel as regter en leier oor ons, as baas oor ons? Ons het gesien wat jy gedoen het, jy het die Egiptenaar doodgeslaan, wil jy ons ook nou kom doodslaan? En so wil ek kom sê dat ons kyk nie baie dieper
in hierdie verse in altyd nie. Maar onthou, net daarna dan vlug Moses. En vir 40 jaar is hy in die woestyn. En dan roep God hom om die einste ouens, daai einste Hebreërs te gaan lei as 'n leier. Nou ek wil vir jou kom vra, dink jy net dit het in Moses se agterkop die hele tyd gewerk om te dink, jy weet, is ek gekies om 'n leier te wees? Het God my ooit aangestel as leier? Want daai ouens het dan vir my gesê, wie dink jy is jy nou as 'n leier? As gevolg van dit wat hy gedoen het. En so, vir 'n baie lang tydperk, dink ek, moes God ook met Moses se karakter werk, want as hy net daarna dalk leier sou wees, sou daai verwerping en daai woorde so seer gemaak het, dat Moses nie die leier sou kon wees, wat hy behoort te gewees het nie. Nou verder het ek gesê Dawid, wanneer ons na 1 Samuel 16 toe gaan, en julle kan vers 11 gaan lees, dan sien ons vir Dawid, sy eie pa ag hom nie. Wanneer Samuel kom om die koning van Israel te salf, dan ag Dawid se pa hom nie eers om hom daar te hê nie. Wanneer Samuel sê, maar hoorie, is hierdie al jou seuns, want ek voel nie ek moet een van hulle salf nie, maar dit is jou seuns, dan sê hy, nee, ek het nog 'n seun, hy's daar in die veld, en dan gaan haal hulle vir Dawid. Die verwerping wat Dawid moes beleef het, glo ek was ook ontsettend, dat sy eie pa hom nie eens geag het, by so 'n seremonie nie. En ook later sien ons dat, wanneer hy selfs by Goliat opdaag, dat sy broers sekere goed vir hom te sê het, en hulle het hom ook geminag. So Dawid sien ons, het verwerping beleef al van 'n jong tydperk af in sy lewe, en dan sien ons ook dat hy word eintlik die beste koning van Israel. Hy is die enigste koning wat Juda en Israel verenig, die twee koninkryke verenig, en ons wys dan ook vir ons die groot roeping wat God op sy lewe gehad het. En Dawid keer nie God se roeping in sy lewe deur te haat, deur kwaad te wees nie. Inteendeel, hy bereik hoër hoogtes as wat ons nog ooit gesien het, 'n koning beleef, omdat hy God toelaat om karakter te vorm, en hy laat nie mense se opinie en die verwerping stop dit wat God wil kom doen nie. Nou verder, julle kan lees Jeremia 38, Jeremia was beledig, geslaan en ook in 'n put gegooi, en nog steeds het hy aangehou om as profeet op te tree. Hanna word verwerp en gereeld gespot, nie net vir 'n week of 'n paar dae nie, maar wanneer julle in 1 Samuel 1 dit gaan lees, dan sal julle sien, dit het jare so aangegaan, waar sy gespot was, omdat sy onvrugbaar was. En later maak God haar dan vrugbaar, en Samuel word gebore, maar ek wil kom sê, vir jare beleef sy hierdie verwerping, en sy gaan nie, en sy haat terug met hierdie verwerping nie. Ok, nou, Paulus, voor ons by Jesus kom, was ook geminag. En baie keer sal ons Paulus prys, want hy 2/3 van die Nuwe Testament geskryf, en hy was hierdie groot leier, hierdie apostel wat baie kerke gestig het, maar selfs Paulus was geminag. Gereeld het hulle sy gesag bevraagteken, hy was geslaan, gestenig en in die tronk gegooi. En so wil ek hê julle moet sien, hoe hierdie ouens, as ons nou ook gaan na Paulus toe, verwerp was deur soveel mense, deur die samelewing, deur hulle wat naby aan hulle was, deur familie en vriende was hulle verwerp, maar nog steeds het hulle God se roeping vervul. Nog steeds het hulle vorentoe beweeg. Nog steeds het hulle lief gehad. Nog steeds het hulle gedoen waarvoor God hulle geroep het. Nou kom ons kyk na Jesus. Jesus is vir ons die voorbeeld ook, alhoewel hy die seun van God was en God self was, kom wys hy vir ons hoe ons behoort te leef. Wanneer ons deur verwerping gaan, wys hy vir ons hoe moet ons lief hê ook, ten spyte van mense wat ons minag, ten spyte van mense wat ons verag en uitstoot. Nou, in Markus 5 vers 17 kan ons gaan lees. Hoor mooi wat sê dit hier. Dit sê, hulle het toe by Jesus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan. Wanneer ons gaan na hierdie gedeelte toe, dan is dit hier waar Jesus 'n besetene vrymaak. Jesus kom doen 'n wonderwerk, en hy maak hierdie persoon gesond van sy geestelike versteuring, van hierdie demoniese mag wat in sy lewe was. En dan sien ons dat Jesus kom terug in die dorp, die oues aangetrek, hy somme weer tot sy volle sinne,
En in plaas van dat die mense Jesus prys en eer daarvoor, verwerp hulle hom uit die dorp uit. En sê hulle vir hom, jy moet eerder gaan. Nou ek weet, dat al daai geeste het in die varke ingegaan, en dit was groot onkostes dalk, as gevolg van al daai vee wat hulle verloor het, maar ek glo ook Jesus sou dit kon herstel. Maar die punt bly, dat hier sien ons, dat Jesus beleef daai sosiale verwerping, 'n dorp wat hom uitstoot, as gevolg van 'n wonderwerk. Nou verder, in Markus 6, vers 3, lees ons dan die volgende. Hier kom hulle en hulle bevraagteken Jesus se agtergrond, Jesus se opbrengs, en so aan. Ons sien nie so, dit sê, is hy dan nie die timmerman, 'n seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? En dan sê dit verder, hulle wou niks van hom weet nie. Hulle wou nie gehad het Jesus met hulle leer nie. Hulle wou nie in sy teenwoordigheid noodwendig wees nie. En so sien ons dat selfs mense in Jesus se dorp en mense wat hom geken het, verag hom, stoot hom eenkant toe, verwerp hom as te ware, en nadat hy niks eers verkeerd gedoen het nie, omdat hy juis wonderwerke doen, die koninkryk van God verkondig, word hy nog steeds verwerp. Nou in Jesaja 53 vers 3, hoor mooi wat sê dit. Dit sê, hy was verag, en ons gaan nou kyk na die Hebreëse woord vir die woord verag, en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, en ons het hom nie gereken nie. Nou die woord verag, daar praat van, in die oorspronklike Hebreëus, van waardeloos, minagting en onbelangrik, selfs so ver om te sê, dit is 'n niks werd. En so hier sien ons dat die mense sien Jesus as 'n niks werd. Hulle sien Jesus as niks, hulle minag hom, en hulle sien hom as onbelangrik, die seun van God, God self, wat wonders doen, wat mense genees, en selfs deur dit wat hy doen, die goed wat hy doen, beleef hy verwerping. En dan laastens sê dit in Johannes 1 vers 11, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. So ek wil hê julle moet sien, die verwerping wat Jesus beleef. Selfs deur die kruis lees ons van waar hy gespot was, geslaan was, ensovoorts. En ten spyte van hierdie verwerping, doen hy die Vader se wil. Ten spyte van hierdie verwerping, gaan hy deur die kruis vir jou en my. En so hoe kry Jesus dit reg om dan aan te hou goed doen, om nog steeds lief te hê, om nog steeds wonderwerke te doen, ten spyte van die verwerping? En ek het hier gesê, dit is omdat sy identiteit was vas in die Vader. Hy het vasgehou aan die Vader se beloftes, sy visie, sy roeping, in plaas daarvan dat hy na mense se opinie geluister het. En so is dit vir jou en my 'n aanmoediging vandag. Hou vas aan daai visie wat God vir jou gegee het. Hou vas aan die roeping op jou lewe. Hou vas aan dit wat God vir jou gesê het. Moenie toelaat dat mense se opinies jou van rigting afhaal en op 'n dwaalspoor sit nie. Ek wil hier kom sê in Johannes 4 vers 34 lees ons, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Ons sien hierso dat Jesus kom sê eintlik, luister, ten spyte van die verwerping wat ek beleef, ten spyte van die pyn wat ek ervaar, is die roeping op my lewe groter as die pyn wat ek beleef. En so wil ek jou kom bemoedig vandag. Hou aan met dit waarvoor God jou geroep het. Moenie toelaat dat die pyn en die verwerping jou keer om God se wil vir jou lewe uit te voer nie. Om God se droom tot vervulling te bring nie. Hou aan met dit waarvoor God jou geroep het. In Hebreërs 12 vers 2 tot 3, ek wil dit ook graag lees, want dit is so belangrik. In Hebreërs 12 vers 1 tot 3 gaan ons lees, en hier sien ons, waar die skrywer dan vir ons die tip gee, van hoe om dan aan te hou ten spyte van die verwerping. Hoor mooi, hy sê hierso, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinde van die geloof, terwille van die vreugde wat vir hom Jesus
in die vooruitsig was. Met ander woorde, Jesus het gekyk na wat vorentoe gaan gebeur na hierdie kruisdood. Hy het aan jou en my gedink, sê dit, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, hier kom dit, hou hom voor oë wat so vyandige optrede, verwerping ensovoorts van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En so ek kom sê daar vir ons luister, hou aan om te kyk na Jesus. Hou jou oë op die doel, hou jou oë op die roeping, hou jou oë op Jesus, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Moet dit nie op mense se opinies sit nie. Moenie luister na wat mense vir jou sê nie, en ek wil ook om sê, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Dit is teen die geestelike, teen die owerhede, teen Satan homself in die lig. Efesiërs 6. En so, wanneer jy toelaat dat mense se opinies jou rigting of jou roeping bepaal, is jy eintlik besig om te sê die vyand, die duiwel is besig om te wen. Want hy het deur iemand dalk iets vir jou gesê, en nou volg jy daai slegte raad, of jy volg nou daai negatiewe woorde wat iemand oor jou uitgespreek het, maak nou dat jy nie doen wat God wil hê jy moet doen nie. En so is jy besig dat die vyand wen en nie Christus nie. En so wil ek jou kom bemoedig vandag. Hou vas aan God se beloftes en sy woord. Nou ek wil afsluit om te sê wat beteken vandag se boodskap vir jou en my. Nommer 1. Jy gaan verwerping beleef, Jesus het ook. Dit beteken nie jy is buite God se wil nie. Inteendeel kan dit beteken jy is juis binne in sy wil. Jesus het die Vader se wil gedoen en was nog steeds verwerp. Nommer 2, jy kan aanhou want Jesus het aangehou en hy gee ons sy Heilige Gees. En sy Heilige Gees stel ons in staat om ten spyte van die verwerping vorentoe te beweeg. Dit sê die woord van God, deur die krag van die Heilige Gees is ons tot alles in staat. So ons kan doen wat God wil hê ons moet doen deur die krag van die Heilige Gees wat in en deur ons werk, ten spyte van die verwerping. Dan derdens, God gebruik verwerping as voorbereiding. Soos ek nou gesê het met die Josef ook, daai verwerping het gemaak dat hy op die einde van die dag, toe hy in daai posisie is waar God hom gesit het, toe is hy sagmoedig, nederig, liefdevol en hy kan God se doel dan ook bewerkstellig. En dis belangrik, wanneer ons nie gaan toelaat dat God ons karakter vorm in my verwerping tydperke nie, dan gaan ons nie God se roeping tot vervulling bring nie. En so is dit belangrik dat ons sal toelaat dat hierdie verwerping, hierdie voorbereidingstyd, dat God ons karakter sal vorm tot eer van sy naam. En dan wil ek ook kom afsluit om te sê, jy is nie alleen nie. Jesus Christus was tot die uiterste verwerp. Hy is op elke vlak verwerp. Hy is selfs op daai oomblik toe hy die sonde aan die kruis dra, het hy selfs na die Vader toe gedra en gesê, Vader, waarom het U my verlaat? Hy was verwerp op elke vlak, maar nog steeds het hy die wil van die Vader gedoen. Dit het hom nie gekeer om nie die wil van die Vader te doen nie. En so mag ek en jy bemoedig word vandag om nie te keer dit wat God deur jou wil kom doen, deurdat jy jou eerder steur aan die verwerping, die negatiewe praatjies, die negatiewe woorde, ensovoorts wat uitgespreek is dalk oor jou nie. En daarom wil ek vir jou bid vandag, dat God jou losmaak, dat hy jou vrymaak, sodat jy sy wil kan doen, ten spyte van die verwerping wat jy al beleef het, en die verwerping wat jy beleef, en dalk nog gaan beleef, dat jy sal aanhou om goed te doen, sal aanhou om sy wil te doen, en sal, soos Paulus, sal kan sê, ek het voluit tot die eind toe uitgehou, en die wil van die Vader gedoen. So kom ons bid saam. Vader, ek kom bid nou vir elkeen wat kyk na die video. Mag U hulle losmaak en vrymaak, van elke vloek wat oor hulle uitgespreek is negatief, van elke woorde wat hulle so seer gemaak het en waar hulle toegelaat het, dat daai pyn en seer hulle keer om U wil te doen. Vader, ek kom bid waar daai pyn en seer van
van verwerping hulle keer om dalk kerk toe te gaan, of om deel te raak van 'n geestelike familie, of dalk te doen wat u van hulle vra, waar hulle is in hulle werk, of 'n groot roeping op hulle lewe, bid ek nou, Here, dat u daai pyn sal wegvat. En Here, dat u daai negatiewe woorde sal stilmaak in die naam van Jesus. En Vader, dat hulle sal vashou in u beloftes en u woord. Here, dat hulle sal weet wie hulle is, wie in en deur hulle werk. En Vader, dat hulle die roeping wat u op hulle lewe geplaas het, sal voltooi, sal volbring, ten spyte die verwerping wat hulle mag beleef. Vader, ons bid vir bonatuurlike krag. Ons kom bid, Here, dat hulle sal weet, hulle is tot alles in staat, deur Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees wat in hulle werk, om te doen wat u van hulle vra. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. En so, weet vandag, God gebruik die verwerptes, hy gebruik jou. En so al is jy deur mense verwerp, God verwerp jy nooit nie. En hy gebruik juis hulle wat verwerp is. Mag jy 'n awesome week hê, mag jy sy roeping wat hy op jou geplaas het voltooi, en mag jy aanhou om goed te doen vir Jesus Christus. Blessings.